nou so 'n week of 2 terug daag 'n jong man by ons kerk op en hy het 'n hartseer storie. Jy weet, soos wat hulle baie keer maar hartseer stories het. En hy vra vir hulp. En iemand sê vir my, ons moet hom nie help nie, ons gaan ons tyd mors, maar ons besluit, ons wil hom graag 'n kans gee. Ons het vir hom koffie gegee, mense het met hom 'n bietjie gesels, ietsie te ete, en toe sê ons vir hom, as hy die skottelgoed vir ons was, dan sal ons vir hom 'n R100 of R200 gee. En ons nooi hom toe nou uit om die volgende week terug te kom, en dan kan hy dieselfde doen. En hy is daar weg met 'n sak vol geld en klere uit ons winkeltjie uit, en dit alles net om die Dinsdag agter te kom, hy het met 'n paar goed weggeloop. En hy het nooit weer teruggekom nie. En onmiddellik het ons dit gehoor, ons het julle mos gesê. Ken jy daardie gevoel? Daardie gevoel waar iemand jou misbruik het en waar jy voel jy is verneek, jy's gebruik, en jy voel sommer dom dat jy daarvoor geval het. Miskien was dit iemand in jou geval wat by jou voordeur opgedaag het, of selfs 'n familielid of 'n vriend selfs. Iemand vir wie jy gegee het en jy voel dit was te vergeefs. Barmhartigheid maak ons altyd oop vir seer kry. Nou, ek wil jou vra om vir 'n oomblik net aan daardie gedagte vas te hou, want ek wil, voor ons verder gaan, eers vir jou 'n vraag vra. Ek wil vir jou vra, hoekom is jy 'n Christen? Moet dit nie te vinnig antwoord nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Hoekom is jy 'n Christen? Nou, ek dink die meeste van ons, as ons eerlik is met onsself, sal ons moet erken, ons is 'n Christen, omdat ons 'n Christen gebore is. Jy weet, vir dieselfde rede, as jy in 'n moslimhuis gebore was, was jy waarskynlik 'n moslim. As jy in 'n Joodse huis gebore was, 'n Jood, of hoe dit ook al sy. Ons geloof begin nie met 'n intellektuele keuse nie. Dit begin by die wieg en 'n ouma en 'n kerk op 'n Sondag. Maar hier is my tweede vraag, en hierdie vraag wat ek jou nou gaan vra, is belangriker as die vorige ene. Hoekom bly jy 'n Christen? Want bly is 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy elke dag maak. Veral op die dae wanneer dit moeilik is. Veral op die dae wanneer jy te doen het met 'n jong man wat by jou steel en jy voel jy leef jou geloof uit, en dan voel jy daarna soos 'n dwaas. Vir my, as jy my sou vra, wat is die rede dat ek bly? Dan is my antwoord, omdat Jesus vir my sin maak. Nou, dit is nie altyd 'n maklike sin maak nie. Dit is 'n sin wat partykeer regtig moeilik is, maar terselfdertyd is dit 'n sin wat tot in my diepste met my praat. Die wêreld wat Jesus vir ons kom wys het, die God wat hy aan ons kom bekendstel het, dit is iets wat vir my sin maak, dit pas, dit klik met wie ek is. Diep in my binneste weet ek, hierdie is hoe dinge veronderstel is om te wees. En ek dink die bergrede wys hierdie wêreld van Jesus vir ons op 'n wonderlike manier, op 'n ongelooflike manier. As jy wil weet hoe Jesus dink oor God, oor mense, oor hierdie wêreld waarin ons leef, en hoe ek en jy veronderstel is om te leef, dan is die bergrede die plek waar jy dit moet gaan soek. Dit is waar jy dit die mooiste sien. As jy wil weet hoe die koninkryk van God lyk, hoe mense in die koninkryk van God leef, en hoe hierdie koninkryk, die wêreld waarin ons is, kan verander, dan begin jy by hierdie gedeelte Matteus 5-7. Dit is in my opinie Jesus se universiteit, sy kweekskool. Maar Jesus se teologie is nooit los van praktyk nie. Jesus preek nie net hierdie teorieë van 'n veilige afstand af nie. Hy klim op die berg, hy gaan sit en dan begin hy praat. Maar, en dis die belangrike gedeelte, sodra hy klaar gepraat is, klim hy van die berg af en die eerste persoon wat hy teekom,
is 'n melaatse. En wat doen Jesus? Hy raak hierdie persoon aan. Ek herinner jou, 'n melaatse was 'n onrein persoon, wat uitgestoot was. Dit was die mees onaanraakbare persoon in die eerste eeuse wêreld. En Jesus gaan staan stil by hom, en hy raak aan hom, en hy maak hom gesond. Met ander woorde, Jesus wys barmhartigheid. Hierdie is wat ek noem die teologie wat vlees geword het. Dit is so 'n mooi geleentheid om te sien wie Jesus is. En dit is die wêreld wat Jesus vir ons teken. 'n Wêreld waar jy die ander wang draai, waar jy jou vyand liefhet, waar jy gee sonder dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen, waar jy aan ander doen wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Gestel, hierdie wêreld van ons het werklik so gelyk. Wie wil nie in so 'n wêreld woon nie? Ek koop in, ek is pens en potjies daarin in, want hierdie koninkryk van Jesus maak vir my sin. Nou, Jesus begin hierdie bergrede met hierdie ongelooflike deel wat ons nou in hierdie Pinkster gaan doen van al hierdie geseëndes. En jy het waarskynlik nou al by die ander in hierdie reeks gehoor dat hierdie geseënd wees is nie soos wat ons dit dikwels interpreteer nie. Ons sê mos gewoonlik ek is geseënd want dit gaan goed met my. Ek is geseënd want my kinders doen goed of my besigheid doen goed of ek het nog gesondheid en daarom is ek geseënd. Maar dit is nie waarvan Jesus hier praat nie. Jesus of Matteus sit die woord makarios, wat die Grieks is, vir geseënd in Jesus se mond. En daarmee kom sê hy, nie gelukkig is jy as jy barmhartig is nie, want jy sal goed voel nie. Geseënd of hierdie makarios wat Matteus hiervan praat, is nie 'n emosie nie. Hierdie is 'n woord wat die Grieke gebruik het om iets van die gode te beskryf. Vir die wesens wie se fundamentele toestand bo die wisselvalligheid van die lewe was. Niks kon hulle werklike realiteit verander het nie. Hulle het in 'n ander wêreld gebly, so hierdie omstandighede van die wêreld het hulle nie geraak nie. Hulle was nie mense nie, die mense kon hulle nie raak nie, die seisoene kon hulle nie raak nie. Hulle was geseënd. Hulle was makarios. Nou dit is baie belangrik om raak te sien dat Jesus hierdie woord gebruik. En hy kom gee vir dit 'n nuwe betekenis. Hy kom vat hierdie groot, hierdie goddelike woord en hy kom gee dit vir die armes. Hy kom gee dit vir die trerendes, die vervolgdes. Hy kom gee dit vir die barmhartiges. En hy sê vir hulle, julle is werklik geseënd reeds. Dit is ongeag julle omstandighede, want julle is deel van die koninkryk van God. Die saligsprekinge of die wat geseënd is nie 'n lys van opdragte nie. Dit is 'n aankondiging, dis 'n proklamasie. N.T. Wright sê dit is die wonderlike nuus, the wonderful news. Wonderlike nuus vir barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou hoor mooi, hierdie barmhartigheid is nie 'n barmhartigheid wat jy verdien nie. Jy is barmhartig omdat jy reeds aan die koninkryk behoort, waar barmhartigheid die grondtaal is. Dit is waarvoor Jesus ons ook kom oopmaak. Hy kom wys vir ons 'n werklikheid, wat nie vashou aan dit wat hier om ons gebeur nie. Dit is iets wat alles verander, dit verander die rigting. Een van my gunsteling momente in 'n film is die deel in nou gaan ek dit weer probeer uitspreek, Les Miserables, ek dink dis hoe mense dit uitspreek, hoe dit ook al is, waar, hierdie is die gedeelte waar Jean Valjean, ontsnappe krimineel, by die biskop aankom, en hy kom vra vir kos, en vir 'n bed vir die nag. In die nag steel Valjean die biskop se silwer, en hy vlug daarmee uit.
Die polisie vang hom, bring hom terug en in teorie beteken dit dat dit is verby met hom. Maar die biskop kyk na hom en hy sê vir hom, my vriend, jy het nie die kandelare onthou nie, jy het vergeet om dit in te pak. Ek het hierdie silwer ook vir jou gegee. Die biskop weet, Valjean verdien nie genade nie. Hy verdien definitief nie nog ekstra silwer nie. Maar die biskop gee dit in elk geval. En in hierdie een oomblik, in hierdie een daad van onverdiende barmhartigheid, verander hy die koers van 'n man se lewe. Nie dadelik nie, nie netjies nie, maar daar's 'n saad wat geplant is. Ek en jy plant ook soms sade in die grond wat ons nooit self sal sien groei nie. Maar ons moet aanhou plant, want ons doen dit nie sodat ons kan beter voel nie. Ons doen dit want dit is God se manier van doen. Dit is God se koninkryk. En ek en jy het God se barmhartigheid beleef. Die Hebreëse woord vir barmhartigheid is chesed. Dit is een van die rykste, diepste, swaarste woorde in die Bybel. Chesed het eintlik nie 'n perfekte Afrikaanse vertaling nie, want chesed se oorsprong is nie in mense nie. Dis nie in mense gedrag nie. Chesed se oorsprong is van God self af. Dit is nie net 'n gewone barmhartigheid of liefdadigheidswerk nie. Chesed is 'n keuse om in 'n verbondsverhouding te bly en saam met iemand te wees, selfs wanneer jy dit nie hoef te doen nie. Hoor dit mooi. Chesed, barmhartigheid in ons teks, is om in 'n verbondsverhouding te bly met iemand, selfs al hoef jy dit nie te doen nie. Dis met ander woorde nie 'n gevoel nie, dit is 'n besluit wat uit die karakter van God vloei. Psalm 136 herhaal dit 26 keer agter mekaar. Hy sê, chesed, duur tot in ewigheid. Sy chesed, sy barmhartigheid, duur tot in ewigheid. Sy chesed, duur tot in ewigheid. Dit is asof die skrywer wil sê, ek kan nie ophou om dit te sê nie, want dit is net hoe groot dit is. God het die reg gehad om weg te loop van ons af. Ons het hom verraai. Ons het gesteel. Ons was die jong man wat by die kerk was. Ons het verkeerde dinge gedoen. Maar God het gekies om te bly staan. Dit is ware barmhartigheid. Dit is chesed. En Jesus, wat self die vleesgemaakte barmhartigheid, die vleesgemaakte chesed van God is, klim van daai berg af, nadat hy hierdie mense voor hom geleer het, en hy raak 'n melaatse aan. Dit is wie God is. Maar God wys ook hiermee vir ons wie ons is. Dit is ons identiteit. Ons wys nie barmhartigheid sodat ons waardeer kan word nie. Ons wys nie barmhartigheid omdat dit ons goed laat voel nie. Ons sê gewoonlik dis beter om te gee as om te vang, maar dit gaan oor hoe dit vir ons voel. Dit is nie hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit nie oor dat die ander persoon dit verdien nie. Ons is barmhartig omdat dit is wie ons in Christus is. Ons bewys barmhartigheid omdat ons self chesed ontvang het wat ons nooit verdien het nie. Ons is met ander woorde nie die bron nie. Ons is die kanaal en dit verander die vraag. Die vraag is nie meer, verdien hierdie persoon my barmhartigheid nie? Die vraag is, het ek barmhartigheid van God af ontvang? Het ek chesed ontvang toe ek het nie verdien het nie? En as jou antwoord ja is, en as ons wil eerlik wees, is die antwoord vir ons almal ja, dan weet ons wat ons moet doen.
Barmhartigheid wat net vloei na mense wat dit verdien is 'n beloning. Chesed is nie 'n beloning nie. Chesed is die taal van die koninkryk. Chesed vloei juis waar dit nie verdien word nie. Want dit is waar God altyd was met ons. Amen. Ek wil jou uitnooi om saam met my te bid. Here Jesus, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om net weer eens herinner te word aan hoe lief U ons is. Here, dat U vir ons barmhartigheid bewys het. Al het ons dit nie verdien nie. Here, dat U kies om in 'n verbondsverhouding met ons te wees, Chesed. Dat U kies om daar te wees waar ons is. Here, help ons om in hierdie koninkryk van U te leef. Here, help ons om U koninkryk raak te sien en om te kies elke dag om te leef waar U wil hê ons moet leef. Here, help ons dat ons hande sal vat waar U wil hê ons hande moet vat, dat ons voete sal loop waar U wil hê ons moet gaan, Here, dat ons die nood rondom ons sal raak sien en dat ons nooit, maar ooit sal ophou om barmhartigheid uit te leef nie. Nie oor dat die ander persoon dit verdien nie, maar Here, omdat ons dit klaar by U ontvang het, omdat ons dit klaar van U af beleef het. En Here, help ons om in te koop in hierdie wêreld wat U vir ons kom wys. Dit help ons dat ons sal inkoop in die koninkryk en dat ons as gemeentes hier in Alberton voortdurend sal bly kies om in hierdie wêreld van U te leef. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.